En welkom bij vandaagse episode van Story 67. Ik is jullie host, Geranio Khan, en vandaag zit ik met nog een merkwaardige vrouw van ons gemeenschap, Samantha Arendolf. Samantha, enig echtgenoot, welkom bij vandaagse episode en dank je dat jullie vandaag gevoel het om jouw story met ons te delen. Kan je voor ons meer vertellen, wie is Samantha? Wie is ik? Die Eva. Oké. Hallo Jelle, ik is Samantha Arendorf. Woonachtig in Esten. Een ma van 3 prachtige kinders. Vriendelijk. Ik hou van samen met mensen praten, beeldskamer. Maar als ik wel begin praten, dan ga ik voor. Zo ja. Dank je. Samantha, jouw story is een van geloof, ijdelvermogen en zoveel andere dingen. Maar als ik nou veel kan vragen, hoe heb je uitgevonden dat jij kanker hebt? Oké. Dat gaat wel bij lang. Duidelijk niet best, maar oké. Dat is zo begin, hè. Ik is een maagslaper, nee. Ik hou van mijn maag slapen. Right? Ik heb mijn tweede kind. Zij was klein geweest. Ik denk zo bij 3, 4 maanden. Ik daar zo op mijn maag laat liggen. Ik kom maar zo met kinderen zo spelen een beetje met haar. En ik heb daar opgelachen toen. Ze nou weer per ongeluk nog uit mijn handen glippen en toen kap ze in mijn borst. Maar oké, ik heb het nog in de kop teruggevat. Ze heeft de winter met tijd geloos. En dus oude mensen moeten altijd zeggen, jy moet dat die kind dit uitdrink. Ek het probeer, maar sy is nie 'n uitdrinker is so. Ek het probeer uitsmeer en goeders. Vir dat nie gewaar nie. Seker so 'n paar maande later voel ek 'n knop in my bors. Maar ook was ek nie pynlik het dit my nie geplan nie. Soos ek sê, ek was 'n maagslaper. Een oggend bestaan ek op. Dus en my laken is onder bloed. En ek skrik toe maar waar na kon die bloed, jy mos nie stik in 'n plek op my nie. En dan kyk ek so en ek sien my voor is ook onder bloed en ek gaan trek my uit in die badkamer en ek soos ek bak sien ek my nippel begin bloei. En nee, daar sê my pa of my man nie dat is nie normaal nie, ek sal moet laat kyk. Ek gaan toe dokter Toon Robertson en die dokter sê my maar dis 'n cyst en hy gaan my antibiotika sit. Okay, fine, ek los dit so. Hy sê as dit miskien nou weer terugkom of wat het weg moet ek terugkom, dat dit weggegaan. Seker net vir 'n maand of 2. Toe kom ek dan weer terug. En ek gaan weer na dieselfde dokter Toon Robertson en hy gee my weer dieselfde behandeling. Ek vat dit seker so 3, 4 keer so gegaan. En toe het begin pynlik raak en so en seker 2022. Toe gaan dit weg. Na my pa se dood, toe kom dit weer terug en my nippel begin intrek. En toe maak my 'n bietjie bekommerd. Toe gaan ek nou na dokter Brouwer toe by die kliniek en sy maak onmiddellik vir my 'n afspraak Worcester toe. Ek gaan by Worcester en hulle doen al die observasies en as wat hulle moet doen, mammogram as wat hulle moet doen so. En dieselfde dag, nee? Nee, 'n week daarna. Toe gaan ons nog weer vir die uitslae en toe kom ons nou terug dat hulle my sê maar dit is borskanker. Okay. So, en hy het jy nou uitgevind dat jy kanker, hy was by jou geweest, né? Ja. Hoe was dit geweest om terug te kom en te dink vir jouself en vir jou kinders te sê dat, of het jy vir jou kinders gesê daai oomblik dat, luister, babetjies, mami het dat en mami, hoe was dit geweest om met hulle dit te deel? Nee. Op pad terug. Okay, kom by die dokter sê vir my op pad terug. Daai oomblik het ek gevat, okay, ja, borskanker. Soos almal se dink borskanker as jy word kanker hoor dan dink jy, oh wow, ek gaan sterf of dis die einde van my lewe en so. Dan nog 'n ingesing by my daai moment toe die dokter my sê nie. Op pad terug, ons is op pad terug huis toe, ons het vir kos gaan koop om te eet, maar op die pad op Woesterpad tussen Woester en Robertson. Toe hy nou besef maar ek raak stil. Toe sê hy my ek meer gesig draai na hom toe. En ek het toe uit by die venster. Hy sê vir my wat gaan aan? Ek vir hom so kyk toe sien hy maar net daar begin. Toe sê hy vir my, "Ja, kyk die reg om te huil." Want dit is 'n skok vir jou en vir my was dit nog as hy sê vir hom was dit snaaks dat ek daar begin te huil het, ja. dat dit daar begin insing by my.
by die huis kom dat hier by die drempel van die deur instap toe kon ek nie praat nie. Ek is stryd kamer toe en so en my ma wag my ma vra vir my het gaan in en hy het nou toch gedink ek gaan nou self sê maar toe sê nee maar nee ek kan nou nie praat nie. Toe hy nou die nuus oorgedra my ma en my twee jongste kindertjies het ons nie verstaan wat gaan nie. Die oudste een het gewag. Ek het rukkie gewag tot ek nou kan meer ek gaan nou self wag sê. Sy het net my so gekyk asof okay ja, maar mense net maar met kanker. Borstkanker. Okay. So, ek sal daar maar mee wees. Dis al wat sy gesê het. En sy weet, ek moes nou nie recht daar, waar het alles by jou. Ja, goed so. en ek dink sy het seker nou gaan navorsing doen oor dit en sy het nie weer meer gesê hoe sy voel daaroor nie. Maar, okay, ja. Ek hoor nou hoe sy nou vir ons verduidelik het nee, oor alles nee, en hoe sy nou toe sy by jou ma kom, vir jou ma dit gesê het. As ons nou kan kom by jou ma en jou skoonmense op, die nuus moet ons nou obviously gedeel raak met hulle almal. Ja. Hoe was hulle reaksie teenoor die nuus wat jy aan hulle nou bring, of wat julle toe nou aan hulle bring? Okay, wat ek kan sê is by my ma, sy wou nie eintlik ek dink toe nou sy gevoel toe sy nie so vang nie, want ek was mos nou al klaar in 'n toestand gewees. Maar verder het ek gesê dit het geraak. En sy het begin vra, hoe gebeur dit? Want ons het dit in ons familie nie. Sy het selfs navraag gedoen op dit by haar familie en ek het navraag gedoen by pa se kant familie. Maar nergens vind hulle dat in ons familie het as historiens. Ja. Ek is net die eerste een wat dit moes deurmaak. My skoonmense, ek weet nie regtig hoe hulle reaksie was. Ja, hy was ook maar die een wat die nuus met hulle gedeel het. Kan ek vir vrou om vir ons te elaborate hoe hulle gevoel het? Zeker. Die hulle die nuus aan hulle deel. Toe ek die nuus aan my ouers gaan verdeel, toe ek die nuus aan my ouers gaan deel, toe was hulle baie supportive. Nie net teenoor my nie, maar teenoor haar ook, maar kyk familie van my kant af staan my ook by, sodat ek sterker kan wees en my ma het destyds in die ouer huis gebly en sy kon my toe meer vertel van wat dit is, wat kanker is en wat 'n support system my vrou nodig het op die einde van die dag. So, dit was meestal maar net meer 'n support effort van my ma en my pa af. As ek nou vir jou mag vra, hoe was dit vir jou as 'n man om die nuus te verwerk en vir jouself te besef dat hier sal ek moet sterk wees as gevolg van ek moet nou dink aan my vrou, my kinders, my almal. So ek moet vir hulle almal nou sterk wees en sy is nou klaar op 'n punt waar dit nog vir haar affekteer. So hoe was dit vir jou gewees daai oomblik? Okay, vir my op daai oomblik toe ek die nuus ontvang het stryd van die dokter af, was dit in my kop ek moet nou sterk bly vir haar. En om die sterker persoon te wees is nie altyd maklik nie. Maar as dit oor my vrou en my kinders gaan, moet ek die sterker persoon wees vir hulle. En ek het dit daarvan aangevat, dag tot dag. Ek het ergens op 'n ander plek het ek my sorrows gaan afsmeer deur om met ander te kan praat, deur om te heel, en net ontslae te raak van al daai druk. Ja. Op daai moment staan so, ja, dat was net vir my 'n heel ander experience. Die eerste keer was ek voorbereid nie. So, finansiëel wise moes ons ook bygekom het. Maar soos ek sê, ek moes die sterker een op die einde van die dag wees het en vir haar te wys dat daar is iets soos sukkel nie, daar is iets soos, jong, ek gaan alleen plan maak. Ek het 'n team effort ook gemaak reeds om aandag weg te kry van die hele storie af. Okay. En as ek nou by jou moet kom, 2 weke na jou diagnose het jy mens uitgevind dat jy swanger is. Hoe het dit vir jou geaffekteer as persoon en om daai nuus ook nou nog te kry en jy gaan klaar deur 'n proses? Okay.
Ek het nie regtig geweet wat om te voel nie. Want die een oomblik vind ek uit ek is gediagnoseer met borskanker en ander oomblik vind ek uit my is nog goeie nuus. So dit was nou slegte nuus en goeie nuus op dieselfde tyd gewees. So ek weet daai met daai oomblik toe ek uitvind ek is swanger, toe begin dit heilig eers want hoe gaan ek nou hierdie ding weer maak? Aan die een kant moet ek kanker beveg, aan die ander kant moet ek dan kan my bondjie wat op pad is. En daai dag toe stuur probeer my weer na dokter Nel toe. Ek moet nog aan uitvind hoe ver ek is. Okay, ek gaan. Toe ons daar kom, toe sê dokter Nel maar sy sal probeer met nog of my gaan doen en sy doen my en ek is tussen 3-4 maande swanger en sy sê tot my maar ek moet aborteer. Ek het daar net so alleen kyk. Ek het niks gesê nie. Ek het daar opgestaan, my maggie afgevee van die gel en wat uitgeloop kar toe. En die moment toe hy inklim, sy voet insit en so kyk toe sê ek het niks verder sê nie. Klaar met my opgemaak. Ek het dit so gevat. Dat is nie 'n siekte wat van iemand afkom nie. Ja. Nee? Die vader het al reeds geweet wanneer ek sal gaan met die siekte. En hy het my gebless met 'n babatjie. Hoekom moet ek vir babatjie aborteer? En wat as dit die seentjie is waarvoor ek lankal voor gebid het? En ek kom huis toe en as ek in die hoekie agter. En my ma vra tot my ma wat het verder gebeur. Ek vertel toe die vader die hele storie alles. En ek huil. En ek in die aand ek gaan toe aan my stilte kamer ek vra toe Here, wat moet ek doen? Aan die een kant kry ek 'n siekbed van kanker, aan die ander kant kry ek goeie nuus van ek's nog 'n bondjie op pad en dis my eerste huweliksbaba. So wat moet ek doen? En ek sê tot myself, nee man, ek gaan my gut feeling, ek gaan my kind bou. Ek gaan miskien aan 'n dink as ek aan bondjie gebeur kom en hulle sê my ek moet dan sal ek miskien dan kan. Ons het daar behoorkom sê ek moet 4 maande. En ek sê toe vir hulle by dokter sê onder sê. Hulle sê my nee ja. Die dokter sê my hy sê hy hou van my courage. Hulle kan vir my tree, hulle het soveel mense, soveel moeders getree wat swanger is, wat kanker beveg. So en ek is net mooi 4 maande. En ek het hier gegaan. En by 5 maande toe vind ek uit wat dis 'n seentjie. En ek het eers gedink aan kanker wat ek het. Ek was so happy geweest met die seentjie wat op pad is. En ek dink hy is die een wat my daai Staan dan hy ja, krag gegee het want ek moet nog veel van my en vir hom. Ek luister nou na wat jy sê nee, kan jy ek weet mos nou jy was nog besig met die kanker en toe kom dit mos nou dat die swangerskap kom en albei gaan ons met medikasie en die chemo treatment mos nou want sy gebruik nog wel vir jou swangerskap en dan moet jy nou op jou chemo ook mos nog goed gebruik. Hoe sal jy daai journey vir beskryf vir iemand? Hoe was dit gewees om die pille te gebruik vir jou swangerskap en dan moet jy nou nog jou chemoterapie ook gee? Okay. Soos ek sê, ek het meer gefokus op my swangerskap, né? Chemo was aan my gewees net, okay, dis maar net nog 'n behandeling wat ek moet kry om die kanker nou te stop of wat ook al moet maak aan my. Ek sal sê ek het wel nog gevoel die eerste keer, maar die tweede keer toe voel ek soos 'n normale mens. Ek het die chemo gevoel. Ek het die daai medikasie gevoel in my nie. Want elke wanneer ek gaan vir chemo, dan het my neefie gesê, "Mami, ek is ook nie binne." Ja. Hy het my wakker gehou met daai ek sal sê hy omgegee, "Mami, Ja. moet nog dink aan wat jy jou aangevloei nie." Om eerlik te wees, nee, die moment as hy chemo deur my aangevloei, dan voel dit vir my soos die Here se bloed wat deur my aangevloei. En dit het my bo gehou. Hy het my bo gehou. Ek het geweet ek sal aan die kant uitkom en my babatjie gaan alright wees. So ek het nie nog mats gedink aan okay, jy gaan nou draas hier by liggaam. Nee. Ja.
Ons fast forward nou en Babietjie word gebore nou. Hoe was dit gewees om te weet ek is nou in remissie? Hoe was dit om daai joy en daai vreugde in jou lewe te hê dat hier is jy nou op daai punt van kyk kan nou jou babietjie is hier en jy is nie in remissie met jou kanker. Hoe was dit vir jou gewees die gevoel? Ek het na sy geboorte, nee, het ek nooit geweet ek is in remissie nie, want ek het nog terugval ontvang gewaag van die dokters af. Dokters. Ek het gewaag dat hulle my moet sê ek moet kom vir radiation. My eerste ding is kanker journey. Was ek hier in alle behandeling wat ek moes gewees het. He. Okay. Ek was op 'n pil gesit. Ek het die pil gedrink tot ek op is en haar dat ek gewag vir dokters om vir my te laat weet of susters wat my kom sien of goed. Maar dat zijn dat he. Ek en my man het nou al by die dokters probeer bel om te wil uitvind wat gaan vir wat. Maar dat sê hoe ek uitgevind het van ek is kankervry as toe ek my ma dokter toe vat na 'n privaat dokter toe. En dan sê hy vra ek vir die dokter, kan ek vir dokter iets vra? En sy sê my ja, kan maar vra en ek verduidelik af my storie en ek wil graag weet gaan van wat en so. En sy gaan krap op my goed. Sy kyk toe nog vir my en sy sê vir my maar Jessie, maar jy is kankervry. Van die lymfnodes wat hulle uitgehaal het, hulle het 16 uitgehaal en van hy 16 was net 5 cancers gewees. Die ander was skoon. So which means is alles uitgehaal, so ek is in remissie. Ek is skoon van kanker, so ek kan maar nou in vrede huis toe gaan. Ek was soos as my gevoel, ek het 'n surprise gekry, ek het 'n nuwe speelding gekry, ek het 'n geskenk, soos 'n ding wat ek al die pad wou gehad het, so 'n gevoel. Ek was bly geweest. Ja. Ek het my ma vasgeryp, ek het nou toe kom ek rond vasgeryp, ek het my kinders kom vasgeryp en hulle het vasgeryp. Maar mami, wat gaan aan? Ek is mami so mal. En soos in die oudste een mens so gestaan en kyk, wat is dit nou? Sê sy vir my. Ek sê vir my kind, jou ma is kankervry. En ja, soos in, ja, ek was net bly geweest. Soos in, ek het 'n nuwe lewe. Ja. Ja. As ek nou daar ook in kan kom nee, jy was nou so bly gewees oor alles en toe kom het ek hoor genoem daar van die eerste keer nee en toe kom het nou 'n jaar later dat jy weer uitvind. Nee, 'n jaar later dat jy nou weer. Ja. Hoe was dit gewees om na al die vreugde en hy joy wat jy gehad het in jou lewe om nou weer te sien te hoor dat dis al weer terug. Hoe was dit gewees? Dat was nie lekker nie. Dat was laat nie lekker nie. Toe ek uitvind, ek het gevoel ek het 'n knop en alles, toe gaat ek weer, selfe goed deur, alles deur en goed is. Toe ek uitvind dis al weer terug. Toe het ek gevoel, nou kan ek my alles los. Ek gee op. Ek gee op. Ek het gesê ek gee op. Ek sê toe vir hom, maar in die eerste plek wou ek gehad het, toe ek gaan vir 'n mastectomy, wou ek gehad het, hulle moet beide afhaal. Wel. Omdat die possibility was dat ek kan terugkom en toe kom ek toe nou terug en wat die aan my kop gaan, dan moet ek weer die dieselfde goed gaan, dan moet ek weer chemo gaan haal en ek moet nou weer op die pille gesit word, Ja. wat ek nie reg aan wou doen nie. Ek wou dit nie gedoen het nie. Maar dan dink ek aan, nee man, my kinders is klein. So mense raak jou reg. Sy het dit die eerste keer gedoen, so sy gaan dit weer kan doen. Maar dit was my meer uitdagend as die eerste een gewees. Ek was meer stout gewees in die tweede een gewees. Ek was meer negatief gewees totdat hy kom en sê met as mos iets hy nie. Dis nie die vrou wie ek ken nie. Hy het my altyd opgebeur. En dan sê ek besef nee man, so mense. Toen ben je in die eerste journey gedoen, dat toen in die tweede journey op dieselfde. En ek het myself weggerak en gesê, okay, ek gaan het maar nou weer doen. So ja, dat was vir my net ook, daai was 'n groot skok vir my gewees, want ek moet nou alles weer deurmaak, wat ek eers 'n keer deurgemaak het. En ek het nou al soveel opgebou en dan moet ek weer van voor af weer te doen. Maar soos ek nou kan hoor met dit was hy altyd daar gewees om te sê ons gaan diere druk, ons gaan dit doen. En dis vir my is dit baie besonder om te sien dat
soos in daai geval, ons moet mense hê wat agter ons staan. Ja, Waar ewig Ja. idee gaan, ons moet mense hê. Want ek meen maar dat het nou teruggekom. Nou, jy het dit nou al die gegaan, maar nou moet jy weer met daai gedagtes sit, joh. Ek gaan nou nie want wie sê dit gaat nou heeltemal weer, weg ja, ja, verstaan, dit Ja. kan wat 3 keer of 4 keer, want alles gaat deur 'n mens gedagte op Ja. daai oomblik. ja. Maar ek is bly dat hy daar was daarom om vir jou te support en jy dit reg. Ja, ek het 'n baie groot support system agter my gehad. Nee. So dit is ook die ding wat my gehou het. En toe dat nou kom dat die kanker nou kom, die tweede keer moes nou kom. Toe jy moes nou soos jy moes nou sê was hy jou support system. As ek nou vir jou kan vra, hoe was dit geweest om by haar te staan, want sy was nou al deur daai paadjie, nou moet jy weer dat jy gaan weer sterk wees vir jou aan 'n jaar. Hoe was dit vir jou? So aan die begin was dit maar gewees dat ja, wie moet ons nou regtig wie idee gaan. En dit was geestelik was dit ja, dit was uitputtend om weer deur te gaan. Maar weer eens het ek besef, okay, ek moet sterk wees, maar toe pla daar aan die tweede pla daar nou toe dingetjie. Nou is dit weer, ons het nou klaar 'n klomp geld uitgegee. Tweede keer is waar vandag het ons nou die fondse gekry. So toe het my kop so 'n bietjie gehardloop in my. Later van tyd toe was dit nie net omdat ek doen besigheid omdat ek die liefde het vir tuindienste nie. Ek doen toe besigheid omdat ek moet geld vinnig as moontlik kry. En dat het so erg geraak, né, dat ek wou nou nie gesê dit nie, maar dat ons nou nog vandag waar ons mense skuld wat ons nog terug moet betaal. Dat ons moet gaan skuld maak, maar ek het dit op my gedoen sodat Ja. sy nie al die druk moet vat nie. Ek wil hê sy moet worry oor vandag. Waar het ons môre petrol geld kry nie? Ja, ons met die 7de al weer daar wees, waar het ons petrol geld kry? Ja. So ek moes wat ons noem is voorsorg maatreëls Maatreëls. moet ons maar getref het en dit was bietjie moeilik, maar ek kon toe nie hoop verloor nie, want ek het geweet as ek hoop gaan verloor, Dan dan gaan sy dit sy ook ja onderdaal so. Dit was vir my die tweede van So jy het hom 'n bietjie die tweede net 'n bietjie swaar. Ek kon moet aan my laatste gaan het, maar ek gevoel hy wou nie wees. Nee. Ek maar wat is dit gaan doen? En soos ek nou kan hoor, hy was nie net vir emotionally daar nie, hy was so financially daar. Hy het alles gedoen sodat Ja, jy nie hoef te stres oor ja, dat en dat wat nou nog moet kom nie, want ek weet soos waar ons wees met nou baie ver van die plekke waar jy die fasiliteite waar jy dit moet. ja, So daai was ook nog 'n groot rol gespeel, die finansies en alles. finansies. Maar ek is bly hy het daarom, hy was nog weer daar vir jou en verstaan jy om saam met jou te gaan deur die journey en goed. As ek vir jou nou kan vra nee, toe jy mos nou op jou tweede keer mos nou uitvind dat jy nou weer kanker het en goed, het jy mos nou altyd borste verloor. So, as ek nou vir julle altyd, ek gaan maar vir julle altyd die vraag vra, hoe was dit vir julle om, want ek meen maar, physically, daar is nog nie borste en goed, so hoe was dit geweest vir jou om, en hoe was dit geweest vir jou om jouself te aanskou dat ek is nog altyd die vrou wie ek dink ek is. Jy sien, Okay, eerstens, as ek myself in die spiegel kyk, dan sê ek vir myself, my man gaat in die kans nie vir my. En dat was vir my sad geweest. Ja, ek het my sorry. Ja, ek het myself so gesien. As ek myself. Ek kan nie. En daar was hy nie iemand wat kom en sê, hoe kom hy nie? En as hy my, sy bly nog steeds my vrou. Ek sien nog steeds die vrou van wie ek verlief geraak het. Ek sien nog steeds die menta op wie ek verlief is en wie ek lief is. En as ek hom myself nie, maar as ek so bijvoorbeeld maar, ek kan nog steeds vir my vrou kry, maar als op haar lichaam het. As ek weet, ja, ek wil niemand anders hê nie. Sy is die een van my en het gaan nie oor wat op jou lyf is en hoe dit gaan nie. Het gaat oor die andere lekker jy. Dankie. Ek het het maar zwaar aanvaar dat het was zwaar my geweest om te aanvaar, ek het nie meer borste nie.
Maar ik heb ook gedacht, als mijn eigen bezig wil, is mijn eigen gezondheid zorg. Ja. Later heeft het nog al een grap geraakt bij mij. Had ik nou zo zin is het warm was, had ik nou op mijn borst ook uitgetrekt aan de politie. Nee, dat zei dan wil je zeggen, die borst, je bent zo lopen, je nog steeds bedenkbaar. Je is een vrouw, je is een man. Die, als ik niet was een man, die elkaar gezegd, nee, je is een vrouw nog steeds. Maar zoals zei, dat was mij bij je zwaar geweest om dan om mij sociaal zo te zien. Maar toen ik begon gewoon raken aan die feit dat, oké, ik heet in die girls is weer zo. Ja, toen ik het nou van haar aanvaar. Toen ik gewoon daar aan ga. Ja. En dat ik zie, ja, hij is oké daarmee. En alles hij. En mijn kinderen zeggen, ja, ze meestal wel kijken aan mij. Maar ik dacht me vragen, maar mami was, mami zijn borst. En het is een hele bij moeilijk om water, maar duidelijk wat het heeft. Zo ze zal je verstaan. Niet. Maar ja, maar op die ogenblik is ik nog bij je gemakkelijk dat ik in mijn girls weet. En dat is niet bij je. Bij je snacks. Ja, dat is niet bij je snacks. Hoe was het voor jou geweest toen dit nog gebeurd? Aan die begin, kijk, ik heb geweet waarin ik me inlaat. Ja. En kijk, as kind, ik ga nou bij die hele story komen, maar as kind was ik hier groot gemaakt soos my broer en my suster. My ma het vir my sakgeld gegee, ja. Maar ek het nog altyd op 'n manier op my self het ek groter gedink om meer geld vir my as kind in te samel. So met ander woorde wat ek daardeur wil sê is ek het baie groter gedink as kind. En ek het die groter prentjie van haar borste so verloor het ek aanvaar. En ek het myself in daai situasie is dit liefde gehad mos nie oor borste nie. Liefde gaat oor wat jy het vir mekaar en wat julle twee deel met mekaar. En in daai oomblik sê ek myself, sy gaan nou sien dat ek haar nie as vrou gaan aansien. En toen moes ek 'n change maak. Ja. Waar sy nog gesê het dat het later aan 'n grap kon geraak het. So toe moes ek 'n change sodat sy nie dink ek dink minder van haar as van enige ander vrou buite. So dit was vir my skokkend, maar ook nie so groot nie, so ek het geweet soos ek gesê het waar ek my inlaat. Die storie wat jy vir ons vertel het nie en hoe julle twee jouself nou raak gesien het en goed. Dit is baie emotional, sal ek sê, want ek het nou baie emotional geraak in 'n stukkie en as jy met ons kan deel, waar is jy nou in jou kanker journey? Oké, ik heb alles weergemaakt. Hè. Ik heb chemo klaargemaakt, ik heb de radiation klaargemaakt. Ik moest actually nou die dag moest ik gaan voor mijn uitsla van die tweede kanker journey. Toen ik nou vervoerwijs en ik het nog gemist. Ik heb die ambulance geboekt, ik moest nog weer privaat gaan, omdat hij is altijd aan mij zijn. En hij kan dus niet aan mij gaan, die ambulance. En dus ik moest nog altijd gezegd, ik is geen praat aan gemeente. Hij praat met die dokters, wat hij ook allemaal weet. Ik zou er voor hem vragen, bij die huis. Want ik voor hem zei, ik ga de die dokter vragen en hij vragen. Maar ze gaan ook om. Zet ik net wat dan hij is in bed dus nog vragen. Maar toen kreeg ik nog een andere datum, die 7e juli. So ik zal precies weten, die 7e juli. Waar ik ga staan. Weet het. Maar zoals ik voel, op die oplof, zoals ik voel ik als kankervrij. Wat was die moeilijkste gedeelte van jouw recovery journey nog geweest? Die moeilijkste gedeelte was geweest om van vooraf te beginnen opbouwen. Ja. Ja, dat was het moeilijkste voor mij geweest. Ik moet dan weer alles van vooraf doen. Alles van vooraf moet ik gewoon aanraken. Dat moet ik doen, dat moet ik doen. Zo ja. De opbouwen was met die moeilijkste geweest. En ik wil nog veel vragen, ons komen nu aan het einde van die episode. Ik wil net voor jou nog een laatste vraag vragen. Hoe was het nog voor jou geweest? Of hoe is het om te weten dat wij gaan nu die episode kijken en hoe is het voor jou om je stories met ons vandaag te delen? Voor mij is het actually wel lekker.
Want ek daar is baie daar buite wat deur dieselfde gaan wat ek gemaak het, Ja. maar wat nie die courage het om vir ander te vertel hoe hulle voel, wat dit is om dit te hê Yes. en so nie. En daar is baie wat hulle self in 'n gat druk en wat hulle self soos laat wegkruip. Ja. En dit is die mistake wat hulle maak om weg te gaan kruip. Hulle self af te druk om vir hulle self te sê, ag wat dit is nou iets wat hulle nou net moet deurmaak of wat vir hulle self sê, hulle gaan dit nie maak nie. Sien so vir my is dit baie lekker om my storie te vertel, om my storie te vertel vir ander Ja. en weet ek daar's miskien daar is baie mense wat dan vir hulle self sê as ek dit kan maak, as sy dit kan maak, kan ek dit ook maak. Ek luister nou ja wat jy sê nie en vir my is dit soos jy nou ook sê net daar's baie wat gaan sit in 'n hoekie en sê vir hulle self ek kan dit nie en soos in jou geval het jy 'n support system agter jou gehad sien Ja. en daar is baie mense wat nou nie vandag is miskien nou daai support system het nie. Ja, ja. Maar as ek nou vir jou kan wil jy nie watse woord van bemoediging sal jy vir iemand gee? Soos jy nou sê, hulle sit nou daar en hulle weet nie wat te kan doen nie. So wat sal jy nou vir hulle sê dat doen dat of doen, sy verstaan nie. Ek sou sê miskien as jy nie 'n support system het op die oomblik nie, reik uit. Vertel jou storie aan ander. Jy weet nooit wie daar buite is wat jou graag wil help nie. En wees positief. Positive mind maak jou altyd bo uit. Ja. So daai het dit kykers geloof. Ek het nou baie geleef van die vooraf. Ek geloof was baie sterk in wat sy gedoen het. Waardeur sy gegaan het. En julle die support system is daar. Is dit ook 'n familielid? Al is dit ook wie ons het die support system. Ons moet net praat en uitreik na ander mense. Samantha, ek en jou man, ek wil vir julle sê baie dankie vir vanaand se episode en kykers, ons het nou aan die einde gekom van vanaand se episode. Dit was baie emosioneel geweest. Dit was baie ons het baie geleer wat ons iets geweet het van die kanker en die goed waardeur mense gaan nie en vandag sit ons hier met iemand maar ek wil net vir julle sê dat as daar iemand is wat jy ken of as jy weet dat jy 'n storie het waardeur wat jy wil vertel aan ons op Storie 67 ons gaan ons details aan die einde van elke episode hê so Radio 67 binne jou huis.